geen keuzes. Lukas vers 1 tot 7. Hierdie is ons laaste dagstukkie vir die jaar. Ons hervat weer op Maandag 12 Januarie. Dit is nog pikdonker as Josef daai oggend vir Maria op die donkie tel. Daar heers 'n gemoedelike stemming onder hulle reisgenote, amper asof hulle op pad is na 'n fees. Vir 'n oomblik vergeet hulle wat die ware doel van hulle reis is en die avontuur van 'n 5 dag lange reis weg van jou vervelige ou Nasaret af is genoeg om almal opgewonde te maak. En so vertel al singende die vallei af in die rigting van die Jordaanvallei. Al op die westelike kant van die Jordaan af stap hulle tot by die laagste stad op aarde, Jerigo. Josef kan nie help om weer te dink oor die dag toe God die mure van Jerigo laat intuimel het nie. God se onpeilbare liefde vir sy volk is onmeetlik groot. Eers lê hy die Jordaan droog, sodat hulle droog deur die rivier in vol vloed kan sien. En dan by Jerigo se mure ineenstort, sonder dat die Israeliete 'n vinger hoef te lig. En daarna gee hy hulle boonop nog talle stede, vee, graanlande, wingerde, sonder dat hulle daarvoor hoef te werk. God is oorbaar liefde. Met 'n siddering sien Josef die angswekkende berge raak wat aanderkant Jerigo uittroon. Daardie berge moet hulle die volgende dag oor om by Bethlehem te kom. Volgende oggend is dit nog pikdonker as die groep die laaste skof aanpak. Met eerste lig worstel hulle alreeds teen die voetheuwels op. Die pad is sleg en kort struikel die donkie. Josef se senuwees is tot breekpunt gespanne. As die donkie nou met Maria moet val, hy wil nie eers dink aan die gevolge nie. Uur na uur beur die groep voort, op, van die laagste stad op aarde na Jerusalem, wat bo op die berge geleë is. Bethlehem is gelukkig nie ver van die groot stad af nie. Die pad is gevaarlik en is uitmergelend warm. Nêrens is daar eers 'n sweempie van 'n skaduwee of enige groenigheid nie. Net klippe en stof. Boonop is dit juis hier waar die strowers agter die rotse sit en wag vir die reisiger wat nie op sy hoede is nie. Vannag slaap ons in 'n sagte bed, iewers in 'n gesellige herberg, sing Josef, en Maria kners paar tande oor die ondraaglike ongemak. Die reis is verby. Uiteindelik doem die mure van Bethlehem voor hulle op. Maar dan sink Josef se hart in sy skoene as hy sien hoe dat hierdie slappe dorpie oorstroom is van 3000 mense. Waar bly hulle almal, wonder hy bekommerd. En sy bekommernis is vir geen oomblik ongegrond nie, want wanneer hulle begin soek na blyplek, word hulle by elke herberg en gastehuis weggewys. Jammer, maat, alles is stampvol. Jy gaan nêrens plek kry nie. Elke ou gaatjie is alreeds volgestop. En dit help boonop glad nie as hulle Maria op die donkie sien nie, want hier kom groot moeilikheid. Wie wil dan nou 'n jong meisie in jou huis, sy vannag nog dalk gaan kraam? Eindelik is daar iemand wat haar oor Maria ontferm. Haar man was nog besig om vir die twee weg te wys
toe sy haar kop by die deur uitsteek. Sy gee net een kyk na Maria, wat alreeds al die tekens begin toon dat haar baba op pad is. En verkrummel haar hart. Ek is so jammer, hartjie. Maar ons huis is alreeds tjok en blokvol. Maar as julle nie omgee vir die reuk nie, daar's plek in die stal. Anders wil daar sap nie. Dan aanvaar Josef het stem Marie na die veel dinge al. Hy maak vir 'n gemaklike lek en 'n hoop skoon en bakkie. Ure later weet maar dat die nag aangebreek het waarin haar sjale baba gebore moet word. Haar kraampyne het alreeds begin en baie bang vir wat gaan kom. Dankie Here, prewel Josef. U het ons betyds hier gebring. U tydsbekenning is perfek. Ja, inderdaad is God se beplanning perfek. Daai selfe nog sit ek groepie skaapwagters nog rustig by hulle vuurtjie gesels, toe daar skielik 'n engel voor hulle staan. Dis te verstaan dat die arme manne hulle boeg lam skrik, maar die engel stel hulle gerus met: moenie bang wees nie. Die manne begin effens bedaar as hy vir hulle vertel van die verlosser wat gebore is. Christus die Here sal hom in Bethlehem kry in 'n krib toegedraai in doeke. Hulle was egter nie voorberei op wat die volgende oomblik sou gebeur nie, want skielik skeur die ganse hemel oop en reg rondom hulle staan 'n reuse skare engele uit die niet. Hemelse musiek vervul die valleie en die heuwels, terwyl die magtige engele koor die mooiste lied sing wat nog ooit in mense jeugende gehoor is. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God welbehaag het. Natuurlik het hulle, nadat die engele natuurlik verdwyn het, gaan hulde bring aan hierdie koningsbaba wat God in sy groot liefde aan die wêreld gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Aan die einde van die reeks moet ons erken, God is waarlik liefde. Kom ons bid. Here, vandag besef ek net weer eens dat ons 'n God aanbid wat alles perfek beplan het. Ook my lewe het U so beplan, maar meer nog, dat ons 'n God van alles omvattende liefde aanbid. Amen.